Galasiërs 6 vers 14 sê, maar wat my betref mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Bo op die berg Moria het God 'n ram as 'n instrument van verlossing vir Isak voorsien. Op die laaste oomblik, toe Abraham in gehoorsaamheid sy mes opgelig het, het God 'n plaasvervangende offer voorsien, 'n ram wat met sy horings in die ruigte vasgevang was. Daardie gebeurtenis het vooruitgewys na 'n veel groter offer wat eeue later sou kom. Op Golgotha het Jesus Christus die plaasvervanger vir die hele mensdom geword. Die eniggebore seun van God het gewillig die kruis op hom geneem en die volle prys vir ons sondes betaal. Deur sy offer ken God ons as sy kinders, word ons deel van sy familie en kan ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan om barmhartigheid en hulp te ontvang wanneer ons dit nodig het. Sy bloed het ons bereik in ons verlore en hopelose toestand en ons naby aan die Vader gebring. Sonder die kruis sou daar geen vergifnis, geen genade en geen verlossing wees nie. Sonder die kruis sou ons nooit kinders van die Allerhoogste genoem kon word nie. Sonder die kruis sou ons geen hoop op die ewige lewe gehad het nie. Maar danksy daardie kruis is ons deel van God se verbond. Ons sondes is afgewas, ons skuld is betaal, ons lewens word herstel en ons het 'n lewende hoop op 'n heerlike toekoms saam met Christus wat ons liefgehad het tot die dood toe. Wat eens 'n simbool van skande, lyding en dood was, het deur Jesus Christus die simbool van oorwinning, genade en lewe geword. Die vredekruis het ons boom van triomf geword. Vader, baie dankie dat U seun Jesus Christus as my plaasvervanger gegee het. Dankie vir U volmaakte plan van verlossing en vir die onbeskryflike liefde wat U aan my bewys het. Help my om elke dag in die krag van die kruis te leef en nooit die prys wat Jesus vir my betaal het as vanselfsprekend te aanvaar nie. In Jesus se naam. Amen.